Môre, dis Woensdag, dis klein Saterdag, middel van die week, al die ander dinge saam. Ek hoop jy drink koffie of jy is al darm deur 'n bad of 'n stort en jy trek al aan, jy maak al reg. Julle, dis 'n mooi en 'n nuwe dag en die Here het hom vir ons geleen. So alles wat geleen word, moet ons gebruik. Ek hoop julle is wakker en dat julle uitsien na hierdie splinter nuwe dag. Vanoggend lees ek in Openbaring 22. Ag, hoor net hoe mooi is hierdie vers. Dit is nou maar die laaste stukkie profesie wat Johannes bring. Het gaan oor die eindtye, maar dan sê hy so mooi in vers 4, hulle gaan hom sien. En dis natuurlik nou na al die laaste oordeele plaasgevind het en God kom ons haal, dan praat hy nou van God se eie mense. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Wow. Is dit nie ongelooflik nie? Rick Warren, onthou ek, hy het geskryf in daai Purpose Driven Life boekie van hom, het hy geskryf, jy's nie 'n glips nie. Wat nogal 'n interessante sin is, jy is nie 'n glips nie. Jy's hier vir 'n rede. Die Here het met groot sorg, net soos jy een mens in jou ma se skoot gevorm. En binne in daardie eie soortige patroon het God vir ons eienskappe toegedeel. Hy het vir ons talente en vermoëns ingeënt, wat vir jou net jy maak. En daarna het hy jou menspatroon uitgeknip, en hy het homself aangebied om deel van jou unieke mens te wees, om jou te help om jouself te ontdek, om jou talente en jou vermoëns te ontwikkel, en op so 'n manier voluit te lewe. Sy plan met jou is dat jy vreugde sal ervaar in jou lewe, dat jy met trots jou werk sal geniet, en dat jy jou potensiaal sal uitleef. Maar weet julle, sy doel was ook, nie net al hierdie dinge nie, maar dat ons saam met hom sal leef, en dat ons voortdurend deur hom sal groei, omdat 'n ou se wortelstelsel diep en baie stewig in hom geanker is. En hoe dieper 'n ou se wortels in die Here is, hoe meer van sy lewende water vloei deur jou, en hoe meer word jy soos hy, en hoe meer sal jy binne in jou besonderse mens wees, sy liefde leef. Weet jy, jy's nie vanmôre per ongeluk soos wat jy is nie. Jy is soos wat jy is, omdat God jou op 'n besonderse manier gemaak het, en dat hy deur jou leef. Ek meen, daai versie sê, sy naam is op jou voorkop. Hy het jou uitgesoek. Maar een van die ander verse wat altyd vir my net so mooi is natuurlik Jesaja 49 vers 16, waar God sê, jou naam is ook in my handpalm gegraveer. God se naam is nie net op my voorkop nie. My naam lê in sy hande. Jy is nie 'n glips nie. Lewe soos wat die Here jou gemaak het om te wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat U my vir 'n rede geskape het. En help my om elke dag daai rede en daai doel na te streef. Ek vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet hierdie middelste dag baie geniet. Ons gaan môre voort. Totsiens.